Goeienaand, dis lekker om weer vanaand saam te kuier. Ja, goeienaand gebedsfamilie. Lekker om weer by almal te wees na 'n paar weke wat ek so met jou besig was. Ja, maar is daarom nou weer hier. Ek het jy opgedaag. Ja. Ja, ek hoop dit gaan goed met almal en dat julle ook hierdie winter oorleef sover. Eintlik nog nie regtig so koud. Nee, is nie so koud nie. Daar's sekere dele wat koud is. Ja. En sekere tye van die nag wat koud is. Ja. Maar verder oorleef ons nog. Ja. En ek hoop julle ook. Ja, ag en dit is sommer net lekker om weer met 'n gebedsfamilie saam te kuier en saam te bid oor sake wat baie belangrik is. Ek dink as 'n mens so kyk na hoeveel mense is so siek op die oomblik en hoeveel ouens het regtig so 'n bietjie net gebedsondersteuning nodig is, goed om ook daar te kan wees vir mekaar. Ja, verseker. Ja. Verseker. Ja, ek dink ons gee ook net ouens kans om so 'n bietjie aan te kom, aanlyn te kom. Ja. Gewoonlik van die internet ook so 'n bietjie stadiger. Hallo Tannie Sis. Hallo Sonja en Fred, baie welkom vir julle ook. Lekker om saam met julle te kuier vanaand. Tannie Sis, baie welkom daar uit Messina uit. Ek hoop dit gaan goed met Tannie. Daar sê, nou het ek al my papiere wat ek moet hê. Ek het nie agtergekom is nie. Baie dankie vir almal wat saam gebid het vir Renzo. Het gaan baie beter met hom en ons eer die Here ook dat hy baie beter is. Hy was nou vandag weer dokter toe en hulle is ook tevrede, so ons eer die Here ook daarvoor. Ek hoop julle het almal julle tee en julle koffietjies en julle hot chocolate reg. Want dis ons kuier mos saam met mekaar. Ja, hallo Erna. Nou, Erna, ek hoop nie jy gee om nie, maar ek gaan sommer vanaand vir jou advertensie doen. Ek sien een van die apparate wat Martin nodig het gebreek. So gaan almal op Erna se Facebook, Erna Pelser, en dan gaan kyk julle wat benodig hulle daar, en dan kom ons kyk of ons hulle ook kan help. Hallo Pieter, lekker om jou te sien en ek aanvaar Christine is ook daar naby. Ja, en ek sien oom Mike Maatjan. Hallo oom, baie welkom ook vanaand hier by ons. Marina Pak, lekker om... Marijke Pak, baie welkom. Ja. En Elna Vasen, hallo Elna. Baie lekker om saam met julle elkeen te kuier. Ja, dis regtig lekker om vanaand weer saam te wees. Ons het nou so 'n paar keer nou gepraat al oor Jakob, en ek dink ons gaan nou vanaand die laaste enetjie doen van Jakob vereers, want dit is nogals belangrik dat ons net die hele prentjie kry. Ons het nou al gesê hoe hy die Bethel gevestig het, toe hy die leer gesien het waar die engele op en af geklim het. Ons het gesien hoe hy beklei met die Here en dat die Here hom so hou op die heup gegee het en hy nou mank is. En vanaand wil ons nou die laaste een van hierdie doen. Hallo Mantie, lekker om jou ook te sien. Ja, hallo Mantie. En wil ons die laaste een van dit doen deur te sê, hy het nou alles gedoen. Hy het nou sy pa se seun gekry, hy het die Here se seun gekry, maar daar wag nog iets vir hom en dis Esau. En hy moet dit hanteer. En dikwels is daar sulke goed in ons lewens wat ons net eenvoudig moet hanteer. Ons kan dit uitstel, ons kan dit probeer misloop, maar ons moet dit ergens hanteer. En Jakob is nog steeds op die vlug vir Esau, want hy het sy eerstgeboortereg gesteel, hy het die seun gesteel. En hy weet dat Esau gesê het, hy gaan hom doodmaak. Maar nou, nadat hy reggemaak het met die Here, besef hy moet ook vrede maak met Esau. En dis 'n noodwendige gevolg, né? Dat wanneer jy jou saak met die Here regmaak, daar baie keer sake uitstaande is, wat 'n mens net moet aanspreek. En hy berei hom voor
om Esau te ontmoet, want hy hoor Esau is op pad met 400 man. Ja, en dit is eintlik skrikwekkend. Dis Want skielik staan jy voor hierdie en jy weet hier kom hy aan met 400 man en jy weet nie eintlik wat is jou kanse nie. ja, En wat gaan nou gebeur nie? Ja. So die onsekerheid en die vrees moes nogal oorweldigend gewees het op daardie stadium. maar hy moet dit hanteer en dit is ook 'n les vir ons dat maak nie saak hoe geestelik jy gegroei het nie. Maak nie saak hoe naby jy aan die Here beweeg nie. Maak nie saak hoe fiks jy is nie. Daar kom 'n tyd dat daai een ding wat jou terughou, dat jy dit eenvoudig net moet konfronteer. Ek dink die een ding wat ons almal wil hê in die lewe is vrede. En 'n mens kan alles hê, jy kan die seën van die Here hê, jy kan baie besittings hê, maar as jy nie vrede het nie, dan het jy eintlik niks nie. Dis soos die liefde, dan het jy ook niks nie. En daarom moet 'n mens gereeld bid vir vrede en hoop dat vrede jou sal oorspoel, die Here se vrede. En hy het dit nog nie gehad nie, want daar was Esau. Vir 21 jaar het hy nou weggehardloop en weggekruip. En miskien moet ek vanaand vir jou ook vra, waarvoor kruip jy weg? Wat is daai een ding wat nog uitstaande is? Wat maak dat jy nog nie heeltemal daai vrede in jou lewe het nie? Esau, Jakob het 'n klomp goed bereik. Hy het ryk geword, hy het gedoen wat hy eintlik wou doen, maar hy het altyd omgekyk, want daar was Esau. Niks van hierdie goeders kon hom beskerm nie. Niks van hierdie goed kon hom enigstens vrede gee nie. Hy het geweet, dit bly uitstaan. Ja. Hier ergens in jou kop weet jy, hierdie ding bly. Dit is Plaat, nog by jou uitstaan. plaat. Ja. En dis een van daai goed wat 'n mens nou nie sal op jou WhatsApp groepie met 'n klomp mense deel nie. Nee. Of as jy vir die eerste keer iemand sien, dat jy dit met hulle sal deel. Bly die geheim eintlik. Dit is daai een probleem, ja. En hoe swaar dra 'n mens aan so 'n ding? Absoluut. Eintlik, nee. Absoluut. Dalk het jy uitgestel om iets te doen. Dalk is dit 'n selfverwyte. Dalk is dit 'n besluit wat jy moet neem en jy weet jy moet daai besluit neem. Dalk is dit iemand wat jy moet vergewe. So jy kruip weg vir Esau. Jy kruip weg en jy hoop dat dit sal verbygaan en dat jy dit nie hoef te hanteer nie en dat jy maar net kan aangaan met jou lewe. Maar nou kom Esau en hy begin planne maak hoe hy Esau gaan hanteer. Hy deel al sy besittings in 2 dele op en hy sê, wel as Esau die een deel uit was, dan is daar daarom nog die ander deel. Kyk, Jakob het altyd planne gehad, né? Hy het 'n strategie gehad. Ja. En hy sê vir hulle, as hulle Esau tegemoet kom met die eerste groep, sê vir hom, dit kom van my broer af. En hy stuur 'n klomp vee na Esau toe om hom te paai eintlik. Hy wil 'n bietjie omkoop. Hy wil hom omkoop. Ja. Hoop hy maak hom tevrede, Ja. kalm en rustig. Ja, miskien sal jou Esau ook weggaan as jy hom probeer paai. Ja. Of Ja. ons probeer ons styl aanpas, ons sit 'n masker op. Ons begin goed doen wat ons nie normaalweg sal doen nie, maar as alles om weg te steek, dat daar wel 'n Esau in my lewe is. Een van die goed wat ek gesien het nou na 40 jaar, die een van die groot dinge wat mense mee sukkel, is hulle dink hulle is nie goed genoeg nie. En as dit is in jou lewe, dan moet jy dit ook begin hanteer. Want dit is eenvoudig net nie waar nie. So, ons kan wegkruip agter ons kuddes, ons kan goed vooruitstuur, ons kan skerms opsit van wie ons werklik is, maar daar kom 'n dag wat jy dit moet hanteer, want party mense kan nie eens slaap nie, want hulle dit maal in hulle koppe, en die dag is hulle hierdie vrolike mense, niemand sal weet, daar's iets fout nie, maar as die nag kom, dis wanneer die probleem kom, en nou moet hy dit hanteer.
Hy stuur die geskenke vooruit, hy bly alleen in die kamp agter, hy het hierdie onder onsie met die engel van die Here, en hy loop daar weg en hy's mank. As jy dalk vanaand iemand is, wat angstig leef oor jou Esau, daardie ding wat jou beheer, daardie vrees wat jou beheer, mag die Here vanaand ook sy hand op jou lê, dat jy sal erken, ja, ek het hierdie ding, en ek gaan dit nou moet probeer hanteer. En dan lees 'n mens Genesis 33 vers 1, toe Jakob deur die spruit was, het hy vir Esau in die verte sien aankom met 400 man by hom. Hy besef, hy is in die moeilikheid. Hier kom Esau met 400 man. En hy weet nie regtig hoe moet hy regmaak nie. Een mens kan goed wegsteek agter pretensie, agter beheer, agter hoe sterk jy is. Maar daar kom 'n dag wat jy nie meer kan weghardloop nie. As jy eerlik daaroor is, dan kan jy met God regkom. Want dis die eerste een met wie jy moet regkom, né? Wanneer jy met God regkom, dan kan hy jou help om vrede te bewerk. Partykeer is die grootste ding wat ons moet oorkom, nie die mense om ons nie. Ons verkeerde oortuigings oor van wie ons is en van wie God is. Dat hy werklik 'n God is wat omgee. En dat hy ons wil help. Anderste as jy dit nie gaan hanteer nie. Kom ek sê vir jou wat gebeur. 'n Mens dra hierdie wonde en hierdie vrese en hierdie angs, dra jy maar net een dag na 'n volgende dag oor. En dan kom nie genesings nie. Daar is seisoene wat kom en seisoene wat gaan, maar steeds het jy hierdie ding wat moet hanteer word. Hallo Ronel, Prinsloo. En lekker om jou ook te sien. En daarom moet 'n mens eerlik met jouself begin raak. En een van die goed wat jy oor eerlik moet wees, is, kom ons los die ding van, hulle moet verander. Kom ons begin by onsself, né? Kom ons sê nie die hele tyd, jy moet verander, jy moet verstaan, jy moet om verskoning kom vra, jy moet aanpas nie. Nee, kom ons begin met, Here, werk in my. Hier is hierdie ding, werk in my. Sodat jy kan verklaar, ek sal die Here ten alle tye loof. Ek sal alles doen deur die God wat my krag gee. Ek hoef nie in vrees te leef nie, want ek is 'n kind van God. Ja, ek dink dit is Elna Vasen wat ook sê, dis so baie waar. Daar's baie van ons wat dit doen, alles lyk voor mense reg, maar binne in jou hart breek 'n mens. So daar's soveel goeders wat ons wegsteek. Dis mense dink hoe diep moet 'n mens dit wegsteek as Jakob vir 21 jaar hierdie moes wegsteek. Net hy en Rebekka het geweet wat het gebeur en Esau noodwendig het geweet wat het gebeur en hy moes stil bly vir 21 jaar voordat hy uiteindelik versoening kon kry. Voordat uiteindelik hierdie Esau van hom kon raak sien en dat daar uiteindelik herstel kom. Dit is waar, Elna. Ja. Ja. So, hy besef, hy moet optree. Nou moet julle weet, hy's kwesbaar, hy's mank, hy's nie meer dieselfde wat hy was nie, hy is nou heel wat ouer, maar hy besluit, hy gaan ophou wegkry. Hy het sy vee vooruit gestuur, maar toe hy Esau sien, toe klim hy agter hierdie beeld van sukses, agter die masker uit, agter die beheer, agter die, ek het alles hou ek by mekaar.
die oomblik toe hy dit doen, toe begin God werk. Hy stap vooruit, hy stap voor alles uit. En hy gaan staan voor Esau. En hy buig eintlik voor Esau. Want hy het besluit, hy hou nou op om weg te kry. En dis gewoonlik die plek waar ware genesing begin. Wanneer jy ophou om voor te gee. Wanneer jy sê, ek kan nie meer wegkruip nie. Wanneer jy net eenvoudig sê, Here, dit is ek. Nie die beeld wat ek probeer projekteer nie. Nie die sterk weergawe van myself nie. Dis maar net ek. Dan kan die Here genesing bring. En toe hy daarvoor Jakob buig, toe was Jakob nie eens meer sy vyand nie. Kan ek vir jou dit wys? Hy gaan in hoofstuk 33, Genesis 33 vers 1, sien hy, hier kom Esau, en hy is bang, maar hy gaan uit, en hy vlug nie meer nie. Hy kom agter sy goed uit. Maar vers 4 sê baie duidelik, toe het Esau hom omhels. Dit was nie meer die Esau wat kwaad was nie. Dit was nie meer die Esau wat hom wou doodmaak nie, want God het reeds die werk ook in hom gedoen. Esau het hom tegemoet gehardloop en hom omhels. Esau het sy arms om Jakob se nek gesit en hom gesoen, en hulle het gehuil. Die ding waarvoor hy 2 dekades plus voor weggehardloop het, was eintlik al reeds hanteer. Dit waarvoor jy weghardloop en wegkruip, kan reeds hanteer wees. Die skaamte, die teleurstelling, die skande, die onsekerheid. Dis hanteer, want Jesus Christus het dit hanteer aan 'n kruis. Ons vergeet baie keer dit. My sonde, nie net gedeeltelik nie, maar alles. Hy het dit hanteer. My siekte, my smarte, hy het dit hanteer. So wil jy nie kom op 'n plek waar jy vir jouself sê, ek hoef nie meer weg te hardloop nie. Ek hoef nie meer weg te kruip nie. Ek hoef nie meer voor te gee nie. Ek hoef net my oë op te hef en daardie een ding in God se hande te plaas. Ek gaan nie meer hardloop van verhouding tot verhouding nie, van werk tot werk of van kerk tot kerk nie. Want ek weet, hy kan my genees. God het hom geseën, toe hy daardie wegkruipplek van hom uitkom. En hy het sy hart oopgemaak, en die Here het sy probleme vir hom hanteer. So al wat jy nodig het, en moenie skaam wees, om voor God te staan en te sê, ek het U nodig, ek het U nodig, ek het U nodig. Dis al wat jy hoef te doen. Ja, ek dink dis daar 'n stukkie oorgawe, nee. Dis absoluut. Erna sê, ek moet net glo. Amen. Ons moet net glo. Ons moet net glo. Ja. Hier is 'n man, jy het so blokkies hemp aan, maar klein blokkietjies, wit het swart, so hemp aan, met 'n bruinerige baadjie, so leerige baadjie. En ek sien dat jy by 'n vuur staan en jy spring een kant toe die koeltjies so skiet. En dis asof die Here wil sê, jy probeer 'n situasie vermy, en dis nodig dat jy deur die vuur moet loop, en jy is eintlik bang daarvoor, maar hy stap saam met jou deur die vuur. Ek sien eenvoudig hoe sy kleed vir jou brand, so hy dra vir jou deur daardie. Dit wat jy probeer voor weghardloop dalk en vermy, weet net, God sê hy saam met jou, niks sal jou verbrand nie, niks sal jou oorspoel nie,
jy sal veilig wees in sy arms. Ja, so vertrou hom ook vir dit waardeur jy moet gaan. Amen. Ja, sorry. Net so 1 of 2 goed voordat ons saam bid. Ons het 'n spreekvry YouTube kanaal. Ja, dis opwindend, hoor. Ja, so as jy van die goed weer wil gaan kyk, as dit nou weggeraak op Facebook, want na 'n maand al Facebook het mos nou af, Ja, is daar op spreekvry bedieninge, is dit die se naam? spreekvry bedieninge. Ja, is die YouTube kanaal. Ja. Ons gaan ook musiek daar plaas en ook ander oulike goed. Gaan ons ook daar plaas, so julle is so welkom om ook daarna te gaan kyk. Ja, gaan volg dit. Ja, Ja. en volg dit, is dit nou follow? Follow. Ja, volg. Julle kan Mooi hoor, ek is Afrikaanse nog nie woord. heeltemal daarin met hierdie sosiale media goed nie, maar ons probeer. En dan net so 1 of 2 goed oor mense vir wie ons bid. Jacob Pretorius, ons het verlede week sy naam in die comments gehad, ons bid vanaand ook vir hom, hy het fase 4 kanker, kom ons dink ook aan hom en sy familie. Julle sal sien, Charlotte se naam is nie vanaand op nie, want sy verjaar. Hallo Lydia, daar uit Amerika uit. Ja. Lekker om jou ook te sien. En Annerie Brits, lekker om ook saam met jou te kuier. Lydia Chaplin daar uit Amerika. Ja. Sien vir wie ons bid, het vandag 'n prosedure ondergaan en dit is maar 'n voorloper tot 'n operasie. Jan Joubert daar uit Britannia uit. Ja, daar sy. Welkom. Lekker, ja. Ja. En dan ons het dikwels gebid vir Sonja, sy het baie sekerheid oor haar werk. Prys die Here. Ons is dankbaar daaroor. So ek dink dis nou eers 'n paar goed wat ons daar is een Lydia vra bid asseblief my seun Eugene. goed. Sit hom op, Lydia. Eugene. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons sommer kan begin by Eugene en ons bid, Here, as 'n ma vra, bid vir my seun. Dan is dit opreg en ons weet dat U ook na hom kyk en ons bid, Here, wat ook al die omstandighede is, ons bid dat dit ook sal opklaar en dat daar ook 'n stuk vrede daar sal kom. Ons bid vir Jacob Pretorius wat baie ernstig siek is, Here. Ons bid dat U met hom sal wees, so ook met Charlotte en Martin haar broer. Ons bid dat U ook vir hulle sal aanraak en dat dit met hulle ook beter sal gaan. Dankie dat ons kan bid vir Martin en Erna, Here. Ons weet daar's hierdie pleidooi vir hierdie apparaat wat hy kort en ons bid dat dit ook sal inkom soos wat U vir hulle gesorg het tot nou toe, dat U steeds sal sorg. Dankie dat ons kan bid vir Auntie Gog. Ons plaas haar opnuut in U hande vir sy wat ook die prosedure ondergaan het vandag. Ons bid vir Jenny de Buyker en oom Boet Vasen en oom Mike wat ook so getrou na hierdie program kyk en so deel is van ons. Ons bid dat julle elkeen ook sal aanraak. Dankie ook vir Renzo se beterskap. Here, ons eer U. Ons het nie genoeg woorde om vir U dankie te sê nie. Ons eer U en ons bid dat hy heeltemal gesond sal wees. Ons dink vanaand ook weer eens aan Esther Joubert, Martie Robertse en Letty. Ons bid, Here, dat U ook vir hulle sal versorg en sal aanraak, ook in hulle omstandighede en siekte. Dankie ook vir Lucy, Here, sy wat ook altyd kyk. Ons bid dat U steeds vir haar 'n pad sal oopmaak en dat sy ook sal weet, U is elke dag teenwoordig by haar. Dankie ook dat U vir Sonja ook die sekerheid weer gegee het oor werk en ons eer U ook daarvoor. Ons bid steeds vir Angelies en Henny Nel en Marie Klaasens en Karel Sanders. Ons bid, Here, dat U ook vir hulle sal versorg en dat hulle ook die genesing sal kry wat hulle nodig het.
Dankie dat ons kan bid vir Magda van Duyk, wat ook gevra het dat ons bid vir haar kinders. Vir Christa Koordom, wat ook gewonder het oor geldsake en dat dinge moet deurkom. En ons bid, Here, dat dit reeds deur is. En vir Willa Pretorius vir die kontrakte wat ook moet inkom. En ons bid, Here, dat daar 'n oorvloed van kontrakte sal wees. Dankie, Here, dat ons dit kan bid. En ons doen dit in Jesus se naam. Amen. Ja, Here Jesus, ons kom ook en ons bid ook vir Belinda Botha. O Vader, U is so getrou. U stuur eenvoudig mense om mekaar te ontmoet. Want U het 'n plan en U soek 'n uitkoms, Here Jesus, vir elke een wat in nood verkeer. Here, ons bid dat sy ook deur hierdie depressie en hierdie swaar kry van haar sal kom. Here, ons bid dat U vir haar op 'n besondere manier sal kom aanraak. Ons bid dat U vir haar gees sal kom oplig, dat sy in U en deur U gevoed sal word, o Vader, dat sy sal weet dat sy is geliefd, Here. Here, ons bid vir 'n uitkoms uit haar situasie uit. Ons bid dat U haar antwoorde sal gee, en o Vader, vir elke een wat ergens sit en wat eensaam is en wat verlang en wat nie 'n sekerheid het oor môre nie, bid ons, Here Jesus, U is die een wat ingryp. U is die een wat voorsien. En ons dank U alreeds dat U meer kom doen as wat ons kan bid of dink. Here, ons bid vir situasies en omstandighede waarin mense sit, wat hulle nie weet hoe môre gaan lyk nie. Die vrese en die angs wat op die oomblik heers, o Vader, in 'n spesifieke situasie vra ek vanaand, Here Jesus, kom U en maak U al die planne deurmekaar van dit wat die vyand besig is om te beplan, om ook hierdie gesin en hierdie familie te kom vernietig. Vader, tree U asseblief in. Here Jesus, ons vra dat U 'n uitkoms sal gee wat almal sal verstom laat staan. Daar waar daar soveel vrees en angstigheid en onsekerheid is, Here Jesus, kom U en bring U vrede in hierdie familie. Kom, Here Jesus, kom ook in hulle omstandighede in, spreek in en bring asseblief die verandering, want U kan. Here, as U gesê het, berg skuif, dan skuif dit, en ons kom vanaand in die naam van Jesus Christus, en ons sê, berg en omstandighede skuif, in die naam van Jesus Christus, en ons dank U, en ons eer U, dat U dit alreeds doen. Ons dank U en eer U vir oorwinning, en ons spreek oorwinning in die naam van Jesus Christus, ook oor hierdie situasie. Dankie, Here Jesus, dat ons dit vir U kan gee. Ons dink spesifiek ook aan iemand anders, wat ook in hierdie stadium in so 'n geweldige krisis sit met hulle broer, Here. Ons bid ook, o Vader, dat U ook daar U engele aangaande hulle opdrag sal gee. En ons dank U, Here Jesus, dat ons elke situasie, elke omstandighede maar net vir U kan kom gee. Dankie dat U getrou is en dat U elkeen vashou en dat U saam met elkeen stap. Ons eer U vir wie U is. Ons eer U vir oorwinning. Ons eer U vir genesing. Ons eer U, Here Jesus, dat U die een is wat kom en dat U die hemelse troonkamer kom oopmaak vir elke een en dat U elkeen raak sien. In die kosbare en die heilige naam van die groot Ek is, bid ons dit vanaand. Amen. Dan sê ek sien daar 'n boodskap van Sam af, as jy dit ook kan lees. O Vader, dankie dat ons in eenheid saam met Dominee en Tannie Elna kan saam bid vir elke persoon. Dankie dat U reeds die werk begin doen het vir elke behoefte. Ons bid alles in Jesus naam, U naam bo elke naam. Dankie Sam, jy het ook ergens verjaar, baie geluk ook. Ja. Hoor? Ja. En dis juist die ding, dat as jy name hoor, dat jy Ja. saam sal bid. Nou. Amen. En ek glo ons almal bid ook nou vir Dinsdag die 30ste, Ja. wanneer daar nou klomp dreigemente van protesoptogte en alles is. Die Here het ons deur 94 gebring, deur die jaar 2000, deur 'n klomp ander jare en gemors. Ja. En kom ons bid dat die Here ook sal gee dat daar 'n stuk vrede net sal uitbars in ons land. Ja. Daar's hy, lekker om weer saam te kon kuier. Daar's hy. Ons eer die Here vir elkeen van julle. Daar's hy. Veilig wees en mooi loop. Totsiens.